Vriende, goeiemôre. Baie welkom by die erediens in Stad op die Berg gemeente in Louis Trichardt. 13 Desember 2020, die derde Sondag van Advent. Mag die Here ook ons saam wees vanoggend seën. Sing vir die Here 'n nuwe lied te saam. Sing tot sy eer en prys die Here se naam. Volke getuig, verkondig sy gesag. Kom en vertel aan die nasies van sy mag. Groot is die Heer, bo alle gode groot, aan hom die lof, hy red ons uit ons nood. Luister en glans omstraal sy majesteit, hy is die Heer, ons God in ewigheid. Kom volke, prys die Here se eer en mag, buig voor hom neer uit eerbied vir sy krag. Juig aarde, juig tot eer van God die Heer, juig en wees bly, die Here God regeer. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, hy is die een wat vir ons sorg, van Jesus Christus, die Here, hy het waarlik opgestaan, en van die Heilige Gees, hy leef in ons. Die derde kers in die adventskrans is die kers van vreugde, en ons het dit vanoggend aangesit, omdat Jesus gekom het, en so sy geboorte vreugde vir Josef en Maria gebring het, so bring sy teenwoordigheid in ons wêreld vreugde, ook daar waar hartseer was. As hy in ons lewens is, vriende, is die vreugde altyd dieper as die trane. Dankie Here vir die vreugde wat U ons gee. Ons vra U om altyd by ons te bly, terwyl ons wag dat al U beloftes in vervulling sal gaan, en dat Christus Jesus weer sal kom. Here, help ons om draers van vreugde te wees, in 'n wêreld wat alle hoop op vreugde laat vaar het. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Jesaja 11, die eerste 11 verse. 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus. Die Gees wat wysheid en insig gee. Die Gees wat raad en sterkte gee. Die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens uiterlike skyn nie, en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor, en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel. Met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly. Luiperds sal tussen bokkies lê. Kalwers, leeu's en voerbeeste sal by mekaar wees, en klein seentjies sal vir almal sorg. Koeie en beere sal saam wei, hulle kleintjies sal by mekaar lê. Leeu sal gras eet soos beeste, babatjies sal by die gate van adders speel, klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaai 'n vaandel wees vir die volke. Die nasie sal na hom vra, en sy woonplek sal hoë aansien geniet. In die tyd sal die Here 'n tweede keer sy hand uitsteek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop, almal wat oorgebly het. Vriende, ons ken nou al Jesaja 1 tot 39 as die eerste Jesaja wat praat met die afvallige Jode voor die tyd van die ballingskap. En hulle hoor baie duidelik dat God nie met hulle gelukkig is nie. En dat hulle moet bekeer, anders gaan 'n groot ramp hulle tref. In hierdie teks
kry ons naas die konteks van oordeel, net soos in Jesaja 2, nog 'n profesie van hoop. Want vriende, God se laaste woord is nooit 'n oordeelswoord nie. God se laaste woord is nooit 'n oordeelswoord nie. Ek dink dat die mees onverantwoordelike ding om te doen voor Kersfees is om met jong kindertjies en klein kindertjies in 'n speelgoedwinkel in te loop. Want onmiddellik begin hulle oogies blink. Hulle sien die wonderlikste speelgoed waarsonder hulle oënskynlik glad nie kan klaarkom nie. En hulle skroom nie. Hulle skroom nie om te droom oor hoe lekker hierdie speelding gaan speel nie. Dit is die ekstase om verrassend meer te kry as wat jy verwag het. Ek hoor die reklame van die speelgoedwinkel wat vir sy jong kliënte sê, as jy alles kan dra wat jy vra, dan het jy te min gevra. Dit is nou effektiewe reklame. Droom oor meer, vra meer. Ja, vriende, kinders leer ons, moenie te min verwag nie. O nee, hulle sal blaatant bly glo dat hier 'n wonder gaan gebeur as hulle net aanhou vra en skim. En hulle sal teen alle reëls in bly vra en 'n wonderwerk verwag, want hulle kan dit bloot nie weerstaan nie. En ek het begin wonder of ons nie geestelik tevrede is met die krummeltjies, terwyl die Here bedoel het dat ek en jy baie meer kan ontvang nie. Want hy kan, vriende, uit sy oorvloed baie meer gee. En hy wil, en hy is besig daarmee. Die Joodse gelowiges staan op die vooraand van verwoesting en ballingskap. En hulle wonder of daar tog nie 'n wonderwerk gaan gebeur nie. En inderdaad skop God se genade in. Net in die voorafgaande gedeelte in Jesaja, beeld Jesaja en gebruik Jesaja die beeld van die Assiriese weermag wat afgekap sal word, soos wat die groot bome in 'n woud afgekap sal word. En ons sien net afgekapte boomstompe staan. Dit is die einde. En Juda en Israel weet dat juis dit ook hulle voorland is. Die einde as die volksboom afgekap word. Maar oordeel is nooit die Here se laaste woord nie. En daarom het die Here al in Jesaja 6 vers 13 vertel hoe hy in genade sal sorg dat daar uit hierdie afgekapte stomp 'n takkie sal uitspruit. Daar gaan wonderbaarlike lootjie uitspruit wat kan groei en uiteindelik vrugte sal kan dra. Vriende, dit is die Here se wondergenade. Hulle moes nie wanhoop nie. 'n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n Loot uit sy wortels sal vrugte dra. Jesaja 11 vers 1. Alles is nie verlore nie. God sal nie toelaat dat sy plan vir altyd gesaboteer word nie. 'n Vonk van hoop bly lewendig. Want God kan 'n wonderwerk doen. 'n Stomp kan weer uitspruit. En dit gee die gelowiges nuwe hoop. Hulle onthou die mooi tyd van koning Dawid, die seun van Isaai. Iemand na God se hart en 'n goeie koning. Die volk van Juda en Israel begin droom oor 'n nuwe koning Dawid. En hulle wag vir die koning wat sal regeer met die besondere toerusting van die Gees, wat hier in Jesaja 11 vir ons beskryf word. Wysheid en insig, raad en sterkte, kennis en eerbied vir die Here. Nog verder word voorspel hoe hy in die nouste verbondenheid met die Here sal leef. Met regverdigheid sal optree, hoe hy die hulpelose sal versorg en betroubaar sal wees in alles wat hy doen. Geen Estina verhale en staatskapings nie.
En hulle wag, en wag, en wag. En konings kom en gaan, maar nie een van die konings bring hoop nie. Almal is maar tipiese politici, wat net vir hulle self sorg, en ander uitbuit. Hulle wag te vergeefs. Uiteindelik sit die volk in die ballingskap met hulle teleurstellings. En na die ballingskap is daar 'n klompie mense wat terugkom Jerusalem toe. En weer eens hoop hulle. En konings kom en gaan. Maar eendag, toe verskyn daar 'n vreemde koning op die toneel. Hulle noem hom Jesus van Nasaret, welgebore in Bethlehem, die Dawidstad, met 'n geskiedenis wat inderdaad teruggryp op Dawid en vader Isaai, Matteus 1. Maar hy voer toe nie die politieke staatsgreep uit soos hulle dit verwag het nie. En hy sterf 'n tragiese dood aan 'n kruis. Oënskynlik toe nie die lang verwagte koning van die Vredesryk, soos populêr verwag is nie. Maar mettertyd werk die Heilige Gees en mense begin verstaan. Mense begin verstaan wie hierdie uitsonderlike koning is, want hy leef nog steeds. En hy gee vir die wêreld meer as waarvoor hulle gehoop het. Hy verander die wêreld radikaal. Hy gee 'n goddelike transformasie. En dit is waaroor Jesaja 11 so mooi beeldryk praat met natuurbeelde. Wolwe en skape word maatjies. Luiperds en bokkies slaap saam. Kalwers, leeu's en voerbeeste kuier saam. Vriende, dit is ongelooflik. Volkome harmonie en vrede. Alles word moontlik. Alles. Babatjies, die broodste van almal, speel vreesloos naby die slange en streel hulle koppe. En ma freak nie totaal uit nie. Kan jy vanmôre sien hoe God meer gee? En ons kan meer vra. Moenie net vra dat inbrekers en motorkapers in Louis Trichardt en miskien in jou dorp gevang word nie. Vra vir vrede reg oor die wêreld en vir kos en werksgeleenthede vir alle mense. Vra soos vers 9 sê, dat die aarde vol sal wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. Israel het gehoop dat hulle grense weer beveilig kan word teen vyande. Die Here droom groter, vriende, en meer. Hy bied 'n wêreld aan sonder vrees en grense en vyandskap. Israel hoop dat hulle eie koning oor hulle kan regeer. Die Here bied homself aan, sy menswording in Christus Jesus, om dus persoonlik en in 'n intieme verhouding met die skepping en die hele mensdom te kan leef. 'n 5-jarige dogtertjie het 'n wonderlike Kersfees gehad. Sy het alles gekry waarvoor sy kon droom en meer. En sy was oorstel. En sy sê vir haar mamma, "Mamma, ek hoop regtig dat Maria en Josef volgende jaar weer 'n babatjie sal hê." Vra vir meer, vriende. Vra vir meer as 'n fees oor die geboorte van Jesus. Vra dat hy hierdie jaar weer elke dag gebore sal word in miljoene harte. Vra dat hy ook volgende jaar weer gebore sal word. En onthou, sy droom is meer as net die herstel van 'n ou nostalgiese orde. God droom en beoog meer, en hy kan meer gee. Dit is Kersfees, maar dit gryp ook vooruit
na die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wanneer hy alles nuut sal maak, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Amen. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom.